Truth that sets free. Hope for your soul. Duck Facebook radio station. Sharing faith, worship, and truth. You are tuned in to Duck Facebook radio station. God verhoor my nie. Die twyfel, die angs, die donker. Skeiding tussen jou en God. Sonder hoop. Mooi van buite, dood van binne. Godsdienstig mooi, hart vol doodsbene. Helder skyn die lig van God in die hart. Deur wedergeboorte voor die skeiding verwyder, word sy kind vandag. Offer jou gebroke hart. Bekeer, erken, roep uit, sy liefde uitgestrek deur Jesus Christus. Geboorte voor die skeiding verwyder. Die lam, die offer gedoen, middelaar en deur na die Vader. Word jy versoen, word jy kind van God. Word die skeiding verwyder. Goeiemôre en hartlik welkom hierso by die Duck Facebook radiostasie. Ons stream live op die aanlyn kerk en dan stream ons ook live op ons YouTube kanaal ook met die naam die aanlyn kerk. So daar's twee platforms op die stadium waarin ons lewendig stream. Dit is op Facebook, op die aanlyn kerk page, en dan share ons na die aanlyn kerk groep toe, en allerlei ander groepe, en ook natuurlik word dit ook geshare daar na jou tydlyn toe, op Facebook. So ja, daar is hordes en honderde plekke op Facebook waar dit heen geshare word, en dan ook stream ons het live op YouTube, op ons YouTube kanaal. So as jy van iemand weet wat net YouTube het, of as jy net YouTube het en jy verkies dit om daar lewendig te kyk, jy is meer as welkom om ook daar lewendig in te skakel. So dan na die tyd deel is die boodskap op ons
Telegram, Telegram channel, die audio en die video, vir die wat net die audio kan luister, of na die tyd sommer net op Telegram gou wil gaan kyk, sonder om in al die ander platforms te gaan. Ja, so die Here het vir ons die middele gegee, die metodes, en om so ook die woord van die Here oral te kan verkondig. Nou ja, goeiemôre, hartlik welkom hier so by ons. Ek sien lief die lied. Ja, gister het ek so voorberei, en dus soek ek nou eintlik 'n lied wat betrekking het op vandag se Bybellees, en hierdie het nogal 'n sterk element daarvan, en die groot ding is waaroor hierdie lied gaan ook, dat baie keer voel ons, Here, waar is U, en U antwoord nie, en wat gaan aan, ensovoorts. Nou, ons het gister gelees in Matteus 23, die hele Matteus 23 gaan oor hoe om nie, en oor om jou geestelike lewe te lei, want dit gaan oor die skynheiligheid van die Fariseërs, die mentaliteit, die denke, die lewenstyl van die Fariseërs. Nou ja, ons kan baie na hulle toe slaan, maar as ons daai beginsels verstaan, dan kom 'n mens baie keer agter hoe mens self in baie opsigte in daai mentaliteit van die Fariseërs lewe. En in die beginsel gaan daaroor, ons wil deur mense raak gesien word, so die binnekant en die buitekant is nie dieselfde nie. En dit is wat die Here ons wil leer in die evangelie, is om dit wat in ons hart is uit te leef. Want tog op 'n stadium, dit wat jou hart van vol is, loop jou mond van oor. Op 'n stadium, dit wat jy in elk geval in jou hart verborge is, kom op 'n stadium in jou gedrag en jou woorde ensovoorts met tye uit. Maar ons oefen baie keer goeie selfbeheersing, sodat mense om ons nie kan sien wat werklik in ons hart aangaan. En dit is ook nou maar so 'n bietjie 'n voorbereiding vir Sondag se jeugbediening. Asseblief, dit beloof weer om 'n amazing jeugbediening te wees. Hy is nou al klaar, bietjie langer vir die wat wink, het gesê het moet bietjie langer wees. Hy's 5 minute langer as laasweek. Maar ek kan vir jou sê, die werk wat daarin gaan om daai 15 minute en 20 minute te doen is enorm. Ek meen, elke week moet ons eintlik 'n 15 of 'n 20 minute TV-program maak, en ek sê vir jou, en ons is net 'n paar hande, ons is nie 'n hele span van 20 of 30 wat dit moontlik kan maak nie, maar die Here help, en almal wat betrokke is, doen dit met soveel liefde en soveel ywer. So ja, asseblief skakel weer Sondag aan 6:00 in, na môreoggend, ek noem dit terloops vir u. As ek dit later vergeet, het ons musiekuur, 6:00 musiekuur plus. So Fanny het al klaar u gunsteling liedere vir laasweek ingestuur, ek sal dit hou. As jy weer nuus het, moenie worry nie, stuur die nuus in, ek wil graag saam met jou gunsteling vir die week of 2 luister. Nou, voordat ons aangaan en ons kom by die Bybellees 5:30 uit, gaan ons eers saam bid. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir die groot liefde, genade, barmhartigheid en liefde, Vader, wat u so mildelik oor ons, Vader, bewys. Elke dag van ons lewe ontvang ons die woord van u, ons ontvang die barmhartigheid van u, ons ontvang die heerlikheid. As ek daaraan dink, Vader, u woord leer vir ons, as u 'n woord spreek, dan sal dit so wees, en gister het ek nou weer so die lied skryf, en Psalm 119, en hierdie aardige grondvestig gevestig, en het bly staan tot en met vandag, ongeag wat die mense op aarde doen, en hoe hy dit vernietig, en al hierdie tipe van goeders, dit bly staan, en u woord, wanneer u woord spreek, sal dit so wees, Vader. En u woord is waarheid, u woord is lig, u woord is heerlikheid, u woord is lewe, dis die belangrikste, want sonder lewe is daar nie lig nie, sonder lewe is daar nie hoop nie, daar is nie verlossing nie, daar is nie vryheid nie, daar is nie, Vader, hoop vir hierdie lewe en die namals nie. En ek wil vir u baie dankie sê, dat u woord in ons bly werk, u woord bly in ons praat, u woord bly in ons, Vader, die diepe snywerk doen, sny tussen gees en vlees, Vader, die siel en gees in ons, Here, die gedagtes en die oorlegginge van ons hart. U woord is soos 'n hamer wat die rots vermorsel, hierdie harde dinge in ons lewe. As ons toelaat, dan kan u woord dit vermorsel, u woord kan dit vernietig. Maar wanneer ons die woord van u hoor, moet ons tot op die daad kom, ons moet ons hart oopmaak en dit ontvang in 'n goeie en edele hart. En saam met u woord werk.
want die woord is die pad, die woord is die raad. Dis my so mooi wat Paulus sê, ek het nie nagelaat om die hele raad van God aan julle voor te hou nie. Vader, ons het die raad van U nodig. Die Bybel is die raad van U in ons daaglikse lewe, vir ons geestelike lewe. Dis die belangrikste, dis eintlik die hele doel van U woord, is om ons lewe, om ons te help om ons lewe so in te rig. Nie net op 'n uiterlike vlak soos wat ons nou gaan lees ook van die Fariseërs nie, en wat ons gister gelees het nie, maar daar moet 'n hartsverandering word, daar moet 'n smag uit die hart uitkom, daar moet 'n verlange uit die hart uitkom, daar moet 'n uitroepe vanuit die binneste van die siel kom, Vader. En ek wil vir U baie dankie sê, dat U ons bly help en herinner aan hierdie saak in ons lewe, Vader. En so wil ek vandag vir elke broer en suster van U bid. Here, het Here Jesus iets gesê, as ons die wil van U doen, is ons U vriende, ons is U broers, ons is familie, ons is deel van mekaar, ons is in 'n eenheid met mekaar, ons is in 'n eenheid met U deur middel van U Heilige Gees. Vader, ek dank U dat ons vir mekaar kan bid, en vandag is daar droewigheid in party se harte, daar's droewigheid, daar's mismoedigheid in harte. En ek wil vra dat U asseblief vandag sal antwoord en sal help en lig sal voorsien, dat daar hoop kan wees, hoop Vader op verlossing, hoop op redding, hoop op oorwinning, Vader, elke dag. En ek wil vir U baie dankie sê, Vader. U is so grote God, groot en goed, van goedertierenheid en barmhartigheid. U liefde het geen perke en U liefde het geen einde nie, Vader. U liefde is vir ewig, U woord is vir ewig, omdat U vir ewig is, Vader. U heiligheid, U geregtigheid, U majesteit, alles van U is tot in alle ewigheid. Vader, ons wil net vir U baie dankie sê. Vandag het ons U versterking nodig in ons siel, in ons innerlike. En wanneer ons voor U kom en ons kan vernag, ons kan sit, ons kan tyd spandeer saam met U, Vader, ook as gelowiges om vir mekaar te bid, mekaar in ons gebede te hou, in ons gedagtes, in ons hart. Ek verstaan en ek weet, Vader, U kinders dra mekaar in hulle harte. Hoe gaan dit met daai en is daai en okay? En jy is op die punt, wil ons bid vir Mary, Vader, sy is nog nie 100% gesond nie. Sy sê sy voel hier en daar beter, maar daar's nog dinge in haar liggaam wat pyn, wat nie reg is nie, wat nie lekker is nie. En ons wil vra bid, Vader, dat U asseblief haar ten volle sal genees. Die werk wat U in haar begin het, dat U dit sal volbring, Vader, dat U die genesingswerk ook sal volbring. Ek dink ook aan my broer Al vandag, Vader, wat ook met hierdie geweldige saak in sy liggaam sit, Vader, met sy mond wat so pynlik is, Vader, wat party daar nie eens kan praat nie, wil ek vra dat U asseblief hom ook sal genees en in dit alles, Vader, vir hulle ook sal voorsien wat hulle nodig het, Here, in hulle tydelike saak, Vader, geestelik ook vir hulle die nodige oorwinning gee. Vader, ek wil bid vir my broer en suster daar in Pretoria, vir Roland en Ria. Asseblief, Vader, hulle is nie meer jonk nie, en die siektes is daar, en die pyne is daar, en die bekommernis is daar oor siele, daar is soveel las wat hulle dra, en hulle kan dit nie alleen dra nie, en dit weet hulle, en daarom wil ek vra dat U krag nog meer openbaar sal maak, en hulle innerlik sal versterk, Vader, dat dit wat hulle moet doen, Here, sal doen tot eer en verheerliking van U heilige naam. Ek wil U net loof en prys en eer en verheerlik, Vader, in elke opsig, Vader, ons sê vir U baie dankie, vir hulle lewe, versterk hulle, voorsien vir hulle ook wat hulle behoefte is, wat hulle nood ook is in hierdie dag, asseblief, Vader. Ek dink aan my suster Michelle en my broer Henry daar in Brits. U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. U ken hulle harte, U weet wat in hulle binneste aangaan, U ken die worstelinge, U ken die begeertes, U ken die pad, Vader, en U is die God wat in alle opsigte nugterheid kan bring en waaksaamheid, Vader, dat ons kan reageer volgens die instruksies en die woord van U wat na ons toe kom, Vader, want as ons lewe kan inrig volgens U woord, optree volgens dit wat U voorskrifte ons leer, Vader, dis wat U sê, dan sal U Uself nie skaam vir ons, U sal ons ook eer, omdat ons U woord eer, en daarom bid ek vir hulle ook, Vader, dat Here my God, U hulle ook in hierdie dag sal deurdra volgens die heiligheid, reinheid
en waarheid ook van u woord. U is die God wat lewe van nou af tot in alle ewigheid. Here, ek bid ook vir my broer daar so in Kleinfontein, vir Werner. U ken sy hart, u ken sy binneste, u ken ook sy stryd en vandag Vader, en dit alles is hy opgewonde, en dit alles is hy opgeruimd en begeerig om u net te dien, Vader. Dit is wat in sy hele hart aangaan, is net om u te dien, Vader. Om u te behaag, om heilig te wees, Vader, om 'n bruikbare werktuig in die koninkryk van u te wees, Vader. Alreeds is hy dit, en ek wil bid dat u hom sal staande hou, en sal by hom sal wees, Vader, hom sal bly help, hom bly herinner, sodat hy 'n getuiedraer van u koninkryk sal wees, tot aan die einde van sy lewe. Ons wil u net loof en prys ook vir ons jong mense vandag, Vader. Gister, toe ons sien, Here, met klein Terry, waar hy liedjie, he's alive, so uit die hart uitsing, alive and powerful. Vader, is dit wat maal in die hart, as toe hy was, en hy sing die liedjies, hier die een na die ander, en uit die hart uit, Vader. Hy ken die woorde, die Afrikaans, die Engels. Dan sien ons, Vader, die kinders leer ook uit die woord, hulle leer ook uit die musiek, dit raak hulle, dit penetreer hulle, en ek wil bid dat hulle ook sal staande hou, hulle sal help, Vader, in hierdie dag, en hierdie dag vorentoe, dat hulle u nooit sal vergeet nie, dat hulle nooit hulle rug teen u sal draai nie, maar dat hulle altyd 'n hinkering begeerte sal hê, nie die begeerte sal hê nie, maar ook wel sal optree om u te dien van jong kinders af. En ek sê vir u baie dankie daarvoor, Vader. Ek wil ook bid vir my vrou, dat u haar genees, dat u haar gesond maak, asseblief ewige Vader. So ander wat in hierdie tyd, ons het gesien, Zoe is ook siek daar in die bed, Vader, Jolene se dogter, en ons en Sakkie se dogter, ons wil bid, Vader, dat u haar ook sal genees, en ook sal oprig, asseblief, Vader. Ons dink aan Wally, hy het ook siek geword, as Wally siek is, dan is dit 'n groot saak, en hy is nie 'n man wat siek word nie, en ek wil vra dat u hom ook sal genees, en vir klein Boetie, Vader, vir Wandrey, hy is ook die laaste tyd nie lekker nie, Here, en jy kan nie vir die babatjies medisyne gee, soos wat jy moet gee nie, en ons moet maar net geduldig wees, en bid, en u soek, Vader, en ons wil bid dat u vir Wandreytjie ook sal genees, en sal gesond maak, en vir klein Devaney ook, Vader, wat hy het elke dag met al hy siektes by die skool te maak, en hy bring sy dit huis toe, en as Boetie ook aangesteek, en is maar 'n hele gedoente, almal wat ouers is, en oumas en oupas, ken die drill, en daarom wil ek bid dat u ook vir my en my vrou die wysheid sal gee, om hulle ook te kan help, en te kan bystaan, en te kan versorg, soos wat u nodig het. Ek wil u loof en prys daarvoor. U kinders het vandag wysheid in hulle besighede nodig, hulle het versterking nodig, Vader, om nie te val vir die versoeking nie, want baie keer is die druk net te veel. Baie keer is die druk geweldig, dat hulle nie so moedeloos sal raak, dat hulle u sal vergeet nie, maar sal in hulle harte, dat u hoop, u woord wat in hulle is, lewe sal gee, en want is die lewe van die woord wat hulle elke dag deurdra. Ek wil u net loof en prys en vir u baie dankie sê. Help my met vanoggend se Bybel lees ook, dat ek wat ek lees en sal sê dat dit geïnspireerde woorde van die Heilige Gees sal wees. Baie dankie, Vader, ek loof u in Jesus se naam. Amen. Sê, wat 'n heerlikheid om so lekker te kan saambid met my broers en susters. Al ons matrieks wat rekord eksamen skryf, ja, dis nou weer daai tyd van die jaar, dit is snel hier na die einde toe, en van ons jong mense het al klaar daai matriek geskryf, van hulle werk al, en ons het hulle geleer ken toe hulle nog jong meisies of seentjies was, en hulle is al manne en vroue. Ons vra nederig vir genesing vir elkeen, Vader, volgens u wil asseblief, daar sy prys die Here, vir kalmte, wysheid. Ja, Lindy, jy het laas jaar hierdie deurgemaak, hierdie jaar is jou kind in die werksplek, en jy weet nie wat verkies jy nie, ne? Want die ene is net so erg soos die ander ene. Maar nietemin, ek gaan oorgaan na die Bybel lees toe, en ek gaan oorgaan na 'n lied toe van Psalm 190, smag na redding. Die wat God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy, die wat God vreesend is en sy wil doen,
verhoor hy, die verhoor hy. Sy wil is wedergeboorte, sodat elkeen gered kan word, sodat elkeen gered kan word. Sy wil is wedergeboorte, sodat elkeen gered kan word. God verhoor nie die gebed van sondaars nie, die wat God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy, die verhoor hy. Sy wil is wedergeboorte, wedergeboorte, wedergeboorte. Sy wil is wedergeboorte, sodat elkeen gered kan word, sodat elkeen gered kan word. Die wat God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy, die verhoor hy. Sy wil is wedergeboorte, sodat elkeen gered kan word. Jammer daarvoor, verkeerde lied, verkeerde naam, maar nietemin ons het nog steeds hierdie lied geniet, die verhoor hy. En dit is 'n groot saak wat ons moet verstaan, wat die woord sê, hy verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar hy wat die God vreesend is, en sy wil doen, die verhoor hy. So dis ook 'n saak wat ons in ons eie hart moet uitsorteer. Hoe God vreesend is ons om sy wil te doen. As ons werklik waar God vreesend is, sal ons alles in ons vermoë doen om sy wil te doen. En dis wat hy sê, dan verhoor hy. Hy sê in die Ou Testament selfs, die gebed van die sondaar is 'n gruwel voor hom. So, sondaars kan beroem, en hulle het gebid en hulle het gekry en so aan, maar dis nie God wat geantwoord het nie. En dit moet ons verstaan, God hou jou lewensstand, want hy het mag oor die lewe en die dood, om jou saak reg te maak. Dis wat hy sê, hy het lankmoedigheid oor jou, en jy moet verstaan, daai lankmoedigheid is om jou tot bekering te lei. Selfs as kind van die Here, as jy verkoud het, teruggeval het, God se lankmoedigheid is daar, sodat jy tot bekering kan kom. Dis waarom ons nog lewe. Goed, maar dis te sê, die Here keer goed dit wat ons doen nie. Ok, goed. Nietemin, ek gaan oorgaan na Matteus 23 toe. Ons het nou gister gelees tot by vers 22. Nou, ek gaan voortgaan en ek gaan begin lees vanaf vers 23. En weer eens, hierdie gedeelte in Matteus 23 verduidelik en beskryf vir jou presies die mentaliteit van die skrifgeleerde en die fariseer, en die Here Jesus sê vir ons in Matteus 5 vers 20, as ons geregtigheid nie meer oorvloedig, nie uitstyg bo die van die fariseërs en die skrifgeleerdes nie, sal ons nie sy koninkryk ingaan nie. Soos ons hier deurlees, en ons sien, ons is nog hier skuldig, ons is wel nog hier in mense se tel wees, en mense se oë wees, en ons doen dinge om deur mense gesien en aanvaar te word. Dis die gesindheid van die fariseer, en die Here sê ons moet uit daai ding uitkom. Jesus het hom aan niemand gesteer nie, maar die woord en waarheid verkondig. Nie net verkondig nie, uitgeleef, want sy lewe het ook verkondig, né? Ons wil partykeer te veel praat en te min leef, en ons lewe moet ook daarvan wel kan getuig. Nou kom ons lees vanaf vers 23. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, wee is 'n verskriklike woord, né? Hy sê, wee julle, vervloek is julle. Skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinstes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander. En die swaarste van die wet laat julle na, die reg, die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen, sonder om die ander na te laat. Nou hierso maak Jesus 'n geweldige belangrikheidsstelling. Nou die reg, die liefde en die trou moet
nagekom. Dis die swaarste, dis die vervulling van die wet, getrouheid teenoor God, die reg, die geregtigheid wat ons moet uitleef, en barmhartigheid teenoor mekaar. Barmhartigheid behels vergifnis, om hy bitterheid en seer en al die dinge uit te sorteer. So dit is die belangrikste deel. En natuurlik, Jesus het geleer die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, hoe jy moet uitreik. Jy kan nie jou godsdienst voorhou om jou hart toe te sluit nie. So dit is baie belangrik om te verstaan. Maar nou sê hy so, julle moet die een doen sonder om die ander ene na te laat. En ons moet nou net verstaan, Jesus het nog in die Ou Testamentiese tyd gelewe, hy het nog met die Jode gepraat wat verstaan het van tiendes. Goed. Ons sien in die Nuwe Testament, die wet van tiendes het ook in vervulling gekom, en het gaan nou daaroor, jy moet gee na jou voorspoed, soos wat jy in jou hart voorneem. Daar is nie meer 'n wet van tiendes wat vir jou sê, as jy jou geld gaan gee, gaan dit nou met jou voorspoedig gaan nie. Daai wette het in vervulling gekom, dit gaan nou oor 'n geestelike saak, en dis wat hy sê, as jy nie van harte wil gee nie, moet eerder nie gee nie. Gee van harte dit wat jy kan gee, wat jy wil gee. Hy sê jy moet die een doen sonder om die ander na te laat. So, jy kan nie sê ek is hierdie geestelike mens en jy is in staat om finansiëel jou deel te doen en jy laat dit na nie. So dit is ook 'n belangrike sy van die saak. Want baie mense voel nee, nou ek is nou uit die kerk bestel uit, ek het nou nie meer nodig om geld en tiendes en goeders te gee nie. Hierdie is 'n lekker bediening, hier preek ons nie tiendes nie, maar onthou net, dit is nou in die Nuwe Testament, dit word oorgelaat aan jou, hoe jou hart is. As daar reg en barmhartigheid en trou in jou hart is, sal jy ook verstaan, dit is deel van jou aanbidding, dit is deel van jou godsdienst, om ook finansiëel by te dra tot die saak van die Here. Nou kom ons lees aan, vers 24. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Ja, en dit is eintlik 'n groot saak, is dit nie so nie? Ons kabbel hier oor klein goedjies en dinge, maar intussen is ons lewe baie keer sit ons nog met sulke groot dinge, en dan wil ons van die klein goedjies, dit wat nie eens noodwendig sonde is nie, wat nie verkeerd is nie, dan sluk ons die groot goed in, en dan wil ons nou, ek weet nie of die woord galbraak reg is, die galbraak oor die klein goedjies. En ons moet eerder aan, en dit sluit nou aan, dit laat my altyd dink aan die hele saak van die balk in jou oog, en die splinter in jou broeder se oog. Daar's baie keer soveel groot dinge in ons lewe, soveel dinge wat vassit in ons hart, dan het ons altyd 'n eiertjie te lê oor ander, en hoe hulle lewe moet inrig en uitsorteer, en daai klas van ding. So dit is min of meer waaroor die skrif gaan. Nou kom ons lees verder. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en skottel skoon, maar binne is julle vol roof en onmatigheid. Ek gaan net hier deurlees, ek gaan dit lekker deurgesels met u. Blinde fariseërs maak eers die binnekant van die beker en skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat na buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges. En julle sê, as ons in die, goed, ek gaan net eers tot daar so lees, ek gaan die laaste paar verse laaste doen, maar voordat ek oorgaan, ek het gister 'n lied geskryf oor hierdie gedeelte, en natuurlik, ek gaan die skrifverwysings ook vir julle doen vandag, van Jesaja 65 en 66, wat direk hierby aansluit, maar kom ons luister eers na die lied, dit is 'n lekker kort lied, en dan gaan ons voortgaan met die skriflesing en gebed. Soek, vra, roep uit, luister, bekeer, die Here sê, hier is ek, 'n nuwe mens van binne, die beker, die skottel, buite mooi skoon, binne vol onreg, ongediertes, muise. Soek, vra, roep uit, luister, bekeer, maak binne skoon, buite kom reg, mooi versier, binne dood, kom jy naby my, ek is heilig, 'n rook en vuur is hulle. Soek, vra, roep uit, luister, bekeer, die Here sê, hier is ek, 'n nuwe mens van binne. Soek, vra, roep uit, luister, bekeer, die Here sê, hier is ek, 'n nuwe mens van binne. Soek, vra, roep uit,
Daar's nou sommer so kort af, maar nietemin die volledige liedjie is op 'n Telegram groep, op TikTok, op YouTube en ook op Facebook. Ek moet dit vandag nog op YouTube en Facebook sit, maar as al klap TikTok en ook op 'n Telegram audio groep. Nou hierdie gedeelte gaan oor die beker en skottel en natuurlik weer in beginsel wat die Here Jesus hier wil oordra. Ons is so besig om die buitekant te polish, dat die binnekant is vol doodsbeendere, onmatigheid en allerlei verkeerde dinge. Nou, en hy sê, julle versier die grafte. Met ander woorde, dis nou, as jy nou na 'n begrafplaas toe gaan, as jy kyk na daai mooi grafsteen en wat daar is van dit, is baie mooi en flamboyant en vol krulletjies en fancy dingetjies en goeders. En hy sê, dis wat julle doen, dis wat hulle ook gedoen het, hulle versier die grafte van die heiliges, maar self binne is hulle vol doodsbeender, en toe dink ek nou, hierdie is ook die liggaam van die dood, né? En alles wat ons hier in die buitekant sien, is die uiterlike, dit is die sigbare, alles wat jy vandag met jou oë kan sien, gaan vergaan, dit is hoe dit is, dis nie net die mens wat dit vernietig nie, dit is God op die einde van die dag, met die wederkoms gaan alles vernietig word. God gaan finale einde maak ook aan alles. Die natuur, die infrastruktuur, die aarde en die hemel is soos wat hy wel nou daar is. Nou, so die beginsel gaan daaroor, nou versier ons, en ons is so besig met die buitekant, maar hoe gaan dit in ons binnekant? Nou, ek wil gou vir julle 2 skrifte lees, een is in Jesaja 66, een is in Jesaja 65, rakende die hele saak van die beker en die skottel. So kom ons blaai gou soontoe. Die eerste een is Jesaja 66 vers 17. Kom ons lees eers daarso. Jesaja 66 vers 17. Die wat hulself heilig en hulself reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan, wat varkvleis eet en verfoeisels en muise, almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Here. Nou hierdie skrif, ek kan onthou, ek was in 'n kerkgenootskap wat gesê het, hier staan dit, bevestig, jy moet nie vark eet nie, nee, dit het nie 'n vleeslike betekenis nie, so kom ons lees Jesaja 65 en dan gaan ons terug na Matteus 23 toe. In Jesaja 65 gaan ek so 'n paar verse daar lees, dit is vanaf vers 1, ek dink sommer daaraan, jy versier baie keer jouself buite, maar binne kan die mens dood wees, absoluut. Mis jou, sê jy. Ag, julle is so oulik. So lekker om familie te hê in die Here, almal is so gemaklik met mekaar. Jesaja 65 vanaf vers 1 tot 5, kom ons lees net om uitklaring te kry, wat die Here Jesus verder ook gesê het in Matteus 23. Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie. Ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, aan 'n nasie wat na my naam nie genoem is nie. Ek gesê, hier is ek. Nou ja, ek het, jy sal so hoor, die koortjies praat hiervan, hierdie gedeelte. Nou ek het geskryf in konteks van vervulling. Goed, so ek het hierdie gedagte gebruik en ek sien, maar dit het in vervulling gekom. Dis wat hy sê, hulle wat na my nie gevra het nie, hulle wat my nie gesoek het nie. Ek sal na toe kom en sê, hier is ek. So, nou jy het jou hart vir die Here gegee, en nou soek jy die Here, nou volg jy die raad van God, nou sê God, hier is ek sal met jou praat, ek sal met jou wandel, ek sal hierdie pad stap. So hierdie was 'n profetiese woord, hoe die res van die wêreld, dit is natuurlik die Jode ingesluit, maar veral die res van die wêreld, die heidense nasies van die Jode het mos 'n gevoel, die res van die wêreld is verlore. Het die Here hierso gesê, maar almal in die hele wêreld gaan op 'n stadium, mense wat my nie na my gesoek het nie, wat my wet nie geken het nie, hulle sal my begin soek en hulle sal my raadpleeg, en dan sal ek sê, hier is ek. Goed, kom ons lees vanaf vers 2. Ek het my hande, eintlik, nou sê die Here, dit is wat gaan gebeur. Nou vertel hy hulle van hulle toestand. En dit is ook nou maar die lied wat ons nie geluister het. Hulle wat God vreesend is en sy wil doen. As ons God vreesend is en sy wil doen, sal ons rug op dinge draai wat nie van God af is nie, wat nie strook met sy geregtigheid, met sy heiligheid, met sy liefde en sy barmhartigheid nie. Ek het my hande die hele dag uitgebrei na opstandige volk, wat wandel op die weg wat nie goed is nie.
agter hulle eie gedagtes aan. Hoe is ons nie besig met ons eie gedagtes nie? Hoe maklik sê vir ons, my broer, dit is maar jou opinie, daai ek het my opinie, al slaan die waarheid van die woord jou in die gesig, en jy sien dit, en jy verstaan dit, en jy begryp dit op daai oomblik, loop ons nog steeds agter ons eie gedagtes aan. En ons moet dit ook uitklaar. Is ons gedagtes volgens die woord, of wil ons eintlik hê, die woord moet verander na my gedagtes toe. God se woord, want wat is sy woord? Dis sy wil, dis wie hy is. Dis sy woorde, ons besef nie, dit is sy woorde, kan nie instaan en instem en saam met ons lewe gaan op aarde, wat in die vlees is nie. 'n volk wat my gedurig in die gesig terg, wat offer in tuine en rook laat opgaan op baksteen, en nou jou land, jou innerlike soos 'n tuin, dis soos 'n land, dis 'n wingerd. So dan, en as ons kyk na Israel ook, toe hulle deur die woestyn getrek het na Kanaan toe. Die woord leer vir ons, en dit lees ons nou, as jy nou 'n kompakte deel daarvan wil lees, kan jy Matteus Handelinge 6 en 7 gaan lees, dis die toespraak van Stefanus, praat hy oor hierdie dinge, terwyl hulle deur die woestyn getrek het, en God het hulle forceer om op die Sabbat om te dien by die tent van samekoms ensovoorts, het hulle deur die week en ander tye, was daar afgode in hulle tente, en hulle het op 'n stadium op die buitekant van die laar, het hulle ook afgode gaan aanbid, en daar het 'n vuur van God ook op 'n stadium gebrand, as jy daarvan lees in die woord van die Here, om daardie, want dit klink net, die Here het nou maar net 'n vuur laat brand, en baie mense het omgekom, maar dit is mense wat besig was met afgode, want hulle dink as ons nou buite die kampus, as ons nou nie in die kerk is nie, dan kan ons nou maar ons afgode dien, daar in ons huis, in ons tent, in ons hart, want dan net jy gaan iets in jou huis doen, wat al klaar in jou hart is. Dis nie die ding in jou huis en die foon in jou hand wat die probleem is nie, dis die hart wat die probleem is, wat maak, dat ons dinge verkeerd kyk, sien, tyd spandeer, ensovoorts. So nou is ons nie deel van die kerk, want ons dink ons het 2 lewens, ons het 'n plesierlewe, of eintlik meer as 2 lewens, 'n plesierlewe, 'n werkslewe, 'n kerklewe, ensovoorts, en alles, dan net, jy's een siel, jy's een liggaam, en oral waar jy gaan, jou siel is saam. So whatever jy ook al doen, God sien dit, en die Here sien dit reg, en ons kan die bewys daarvan sien in die gemeentes in Asië, hoe God vir hulle gesê het, hoe hulle verkeerde besigheid doen, hoe hulle evangelie preek vir geld, vir dinge, en afvallig raak, en besig raak met die afgoderry, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. So God verskoon niemand neem, dan net, voordat alles begin het, was God heilig. En dit het nog nooit verander, en tot vandag toe is hy nog heilig. Ons sê, ja, God is liefde, en hy ken my. Ja, God ken jou, maar stem hy saam met jou. Dis die groot sy van die saak. Dis nie sê, as jy iemand ken, jy stem saam met hom, en jy gaan saam met sy gedagtes nie. Ek meen, dis ouers wat vir 'n kind sê, kind, ek ken jou. Ek ken jou streek, as jy uitstap, gaan die sis en so doen. Nee, ma, nee, pa, maar jy ken hy kind. Jy stem glad nie saam met die kind se optrede nie. Maar jy ken hy kind, maar omdat hy kind 'n eie wil het, en dalk op 'n stadium groot genoeg is, om nie meer gebonde te wees in die huis nie, doen hy kind wat hulle wil. En by die skool ook doen kinders wat hulle wil. Ons was daar, ons kan nie die blaam afskuif op ons kinders, en sê, ja, my kind is so, jy was ook daar. Sien dit in daai lig, en bid met daai erns vir jou kind, en wees die voorbeeld in daai erns vir jou kind, sodat jou kind dalk 'n voorbeeld kan sien, waarna hy of sy toe kan terugkeer eendag. So met die gevolg is dat ons lewe baie keer 'n lewe teenstrydig met dit wat aan die uiterlike is. Ons het 'n ander hartsaak. Nou sien ons hierso, die Here Jesus praat van die beker en die skottels. Nou sê hy hierdie varkvleis, hierdie onrein brokke vleis, ongediertes, muise, dis nou in Jesaja 66, is in julle skottels. Nou wanneer ons van die woord van die Here met mekaar deel ons dit wat in ons hart is. So wat se ongediertes is in ons hart? Onrein vleis. So as ons kyk na die Ou Testamentiese wet van vleis, het dit nooit, was die doel nooit daarvan om net te praat oor die fisiese vleis nie. Dit het 'n geestelike betekenis. Dis soos Paulus aanhaal, wat hy sê, die woord sê in die wet, jy mag nie die ons wat graandors mylband nie. Met ander woorde, jy mag nie sy rantsoen beperk nie, jy mag nie sy voorsiening beperk nie, en ons bepaal hoe die wat en sovoorts die evangelie te genoeg, ons bepaal dit, ons doen nie wat God van ons verwag nie, maar nietemin,
En dit is nou dieselfde, wanneer ons by mekaar kom, wat gee ons vir mekaar? Gee ons vir mekaar muise, onrein vleis, innerlik, niks met die vlees te doen nie. Jy mag vark eet, jy mag enige vleis, enige kos, enigiets op die aarde eet. As jy kan sien om allerlei kritters te eet, mag jy dit eet. Dit gaan nie jou siel verontreinig nie. Okay, so dis duidelik. So hierdie gaan oor 'n geestelike saak, want Jesus het gesê, julle maak die buitekant van die beker en skottel skoon, maar binne is dit vol ongeregtigheid en onmatigheid. Daai onrein dinge is in jou skottel, dit is in jou beker. Wat gee jy vir ander om te drink? Wat gee jy vir ander om te eet? Kom ons lees aan in Jesaja. Wat in grafte sit en vernag in verborge plekke, wat varkvleis eet en daar is brokke onrein vleis in hulle skottels. En dit is nou ook so mooi, hy sê wat in grafte sit. Nou sê die Here Jesus Christus, julle is hierdie grafte vol doodsbeenere. En baie keer dink die mens, hy is besig met die dinge van die Here, maar binne is daar vol doodsbeenere. Jy sit in die grafte, jy sit daar waar die dood is. Dis wat dit symboliseer, jy sit nie letterlik in 'n graf nie. As ons na 'n graf dink, dan dink jy aan doodsbeenere, so die Here gebruik daai simboliek om vir ons iets oor te dra van die toestand waarin ons is. Baie keer sit ons tussen daardie grafte, omdat ons vol doodsbeenere is. Wat sê, bly daar, kom nie naby nie, want ek is heilig vir jou. Hierdie mense is 'n rook in my neus en 'n vuur wat die hele dag brand. Nou jy weet, ken hy irriterende rook, hy is die hele tyd hier in jou oë en hy brand jou, dit is wat dit symboliseer, want ek meen met daai vuur kom die rook ook na vore. En dit is wat ons kry, is dit nie so nie, in die Christelike wêreld as geheel. Nou praat ons, dit is so oud soos die Christelike kerk self, dis nie 'n moderne foefie of wat ook al nie, dit is wat die mens is, dat bedienaars en kinders van die Here is baie keer so op 'n staat van heiligheid. Kom nie naby my nie, ek is hierdie heilige persoon. Ja, jy kan nie sommer enige tyd met my praat nie. Jy kan nie sommer enige tyd na my toe kom nie. Terwyl Jesus, toe hy op aarde was en hy het in 'n dorp gegaan, die skare het hom gedruk en verdring. Hy het nooit gevoel hy's heiliger as die ander nie. Hy het geweet die mense wat hom druk en verdring, wat hom stamp en stoot, het genesing nodig, hulle het verlossing nodig. Hy het nie met hulle geïrriteerd geraak nie, hy het nie met hulle omgekrap geraak nie. Dit is baie keer die houding wat ons het. Ek is hierdie heilige persoon, dan gooi ons godsdiens voor, om nie kontak te hê met mense nie. As ons doel moet wees, die kontak wat ons het met mense, ons met een doel voor oë. Here, hierdie persoon het genesing nodig. Hy het verlossing nodig. Hy het redding nodig. Maar dan val ons oor na die sonde van die mens toe. Nou probeer ons saam met die persoon sonde te doen, daai persoon te red vir die evangelie en te wen vir die evangelie. Ons kan nie dit doen nie. Ons kan nie deel hê aan Satan se koninkryk en dan verwag ons met mense uitlei uit sy koninkryk uit nie. Waar was Jesus se hart? Waar was sy innerlike? Afgesonderd van die wêreld, daar was heiligheid in sy hart. Dan het God is liefde, maar hy is heilig, hy is regverdig, hy is vol geregtigheid, sy troon is gebou op geregtigheid. En die enigste manier om by daai geregtigheid uit te kom is deur Jesus aan te neem. Nommer 1, want hy is die geregtigheid van God. En nommer 2, leer die woord van ons in 1 Johannes. As jy nie wandel in daai geregtigheid nie, is jy nie geregverdig nie. En ons wandel soos ons wil, soos die Fariseërs, ons wandel volgens die uiterlike. Ons hou die uiterlike reg. Ons polish die uiterlike. Ons is besig met die uiterlike, maar binne sit ons in grafte. Binne voel ons is hierdie heilige mens teenoor ander. Ons moet verstaan, 'n wêreld moet gered word, 'n wêreld moet verlos word, en ons moet van hierdie doodsbene binne ons ontslaa raak. Goed, so dit is die beginsel wat die Here Jesus hiervan praat. Dan gaan ek afsluit met die laaste paar verse. Dit is geweldig interessant hierdie, en dit het ook met die eindtyd te doen, so dit gaan vir ons so 'n bietjie 'n blik gee op volgende week, as die wil van die Here is, Woensdag aand Bybelstudie, gaan ek praat oor Openbaring 12, die manlike kind en die vrou, en hierdie het direk betrekking op dit. Goed, maar kom ons lees.
En julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor. Goed, so hulle het hulle eintlik daaraan verbind, is dit nie so nie. Maak die maat van julle vaders vol. En ons lees ook in ek gaan nou verkeerd raai as ek sê wat se skrif, maar ons lees ook in een van die sendbriewe van Paulus wat hy sê dat die Jode moet hulle maat vol maak, vol sonde, hulle wat ongehoorsaam is, en hierdie wêreldse maat van sonde moet ook nog geheel en al vol word. Goed, kom ons lees verder. Slange, addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? Slange, addergeslag, is 'n verskriklike uitlating wat die Here Jesus hier maak. So as ons besig is met hierdie skynheiligheid, dan kan ons in 'n kategorie val van slange en addergeslag. Met ander woorde, ons doen die wil van die slang, die ou slang, Satan, die duiwel. Vers 34, daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe. Goed? As ons nou mooi kyk in ons dag en tyd, dit is hoe die terme wat hulle verstaan het, skrifgeleerdes, wyse manne, skrifgeleerdes, mense wat die woord ken, wat ywerig is vir die evangelie, profete, bedienaars, wyse manne, die woord van die Here sê, hy wat 'n siel win is wys. Met ander woorde, mense het wysheid van God af nodig, om 'n siel te kan bereik, sodat hy gered kan word. So die Here sê, selfs na julle toe, ek gaan al die mense nog na julle toe stuur, en julle sal sommige van hulle doodmaak. Ons lees al klaar in Handelinge, 'n begin van die vervulling van hierdie, en dit het nog nooit geëindig nie. Goed, daar's meer mense in die wêreld, dit word meer onderdruk, ensovoorts, maar dood, terwille van die evangelie, vind letterlik elke dag plaas. As dit nie om jou plaasvind nie, as jy nie daarvan weet nie, glo my as ek vir jou vertel, daar's elke dag mense wat sterf terwille van die evangelie. Doodmaak en kruisig. Ons weet, baie van die disippels, wat toe apostels was gekruisig gewees. En sommige van hulle in julle sinagoge gesel en van die een stad na die ander vervolg. Wat is sinagoge? Dis kerk, is 'n plek waar gelowiges vergader, gesel, julle sal hulle slaan, en hoe maklik word mense geslaan en uitgedryf wat besig is met die waarheid. Jy is nie meer deel van daai sinagoge, en nou kom die woord in die Nuwe Testament en later in Openbaring, dan praat hy ook van die sinagoges van die Satan. Jy hoort nie daar nie, jy gaan net gegesel en geslaan word, jy gaan net gepynig word. Kom daar uit fisies, kom daar uit van jou selfoon af, van YouTube af, die mense wat jy volg, mense wat jy mee besig is, wat ook besig is met hierdie verkeerde dinge. Hulle slaan jou net, jou siel word gepynig. Sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Sagaria, die seun van Berechia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar, ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Dan sê Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig, die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder hulle vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Want ek sê vir julle sal my van nou af sekerlik nie sien, totdat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here nie. Nou, nommer 1, as ons kyk, julle huis gaan woes gelaat word. Dit is dit was die aardse Jerusalem. Ek gaan nou terugkom na die res toe. Ek wil net gou hierdie punt uitklaar. Lukas 19, kom ons blaai gou oor na Lukas 19 toe. Net om te sien wat het gebeur. Het God hulle huis vir hulle, hoe sê hy? Hy het hulle huis vir hulle leeggelaat, gewoes gelaat. Het hy dit gedoen? Lukas 19. Vers 43 tot 44. Hy sê, Lukas 19 vers 43 tot 44, want daar sal daar kom, dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. En dis wat die Here nou, Jesus hier geprofeteer het, wat gaan gebeur met die fisiese Israel. Kom ons lees, Lukas 21, vers 20 tot 24. Lukas 21, vers 20 tot 24,
En nou stroom die Christene en hulle onderwerp hulle aan die denke van 'n aardse Jerusalem en dink dit is hoogheilig en alles. God se wraak is uitgestort en vernietig en dit gaan wees tot by die wederkoms. Daar gaan nie weer oprigting wees nie. God het nooit weer bevel gegee om altare en verbondsarke en alskuddinge te doen nie. Jesus is die nuwe verbond. Dis nou 'n geestelike saak, is nie meer 'n vleeslike saak nie. En wanneer julle Jerusalem deur die leersomsingel sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug en die wat in die stad is moet uitgaan en die wat in die buitewyke is moet nie daarin kom nie. Want dit sal daarvan wraak wees, sodat alles wat geskryf is vervul kan word. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae, want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk. En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is. Hoor mooi wat sê die Here Jesus. Wat sê die woord van God? Nie 'n menslike, vleeslike interpretasie en verdraaiing van die woord nie. Die verwoesting, soos wat dit is, sal wees tot by die wederkoms. Die tye van die einde van die nasies is wel die wederkoms. Dit is nie 'n sogenaamde stille wegraping nie, dis 'n geweldige leenbediening wat mense in 'n valse gerusheid inbring, op 'n valse spoor sit om hulle te laat lewe, soos die Fariseërs, uiterlik fraai, maar binne vol doodsbeendere. Nou kom die Here Jesus en hy sê, al die regverdige bloed wat op die aarde vergiet is, sal ek van julle geslag afwys. Wat is hierdie geslag? Dit is die Joodse geslag. Ons weet, as jy so bietjie al dit opgelees en gehoor het, die hele geldstelsel, soos wat hy vandag bestaan, het ontstaan deur die Jode. Jesus het die geldwisselaars en die handeldrywers uit die tempel uitgedryf. Hulle het al daai tyd godsdiens gebruik as 'n middel om geld te kry, want waar godsdiens is daar geld. As jy, en ek meen, maar as mense in ons bediening wat kan getuig, jy kan 'n geweldige sukses maak van besigheid as jy bereid is om die evangelie te verkoop. Jy maak net 'n strikkie en 'n pen en 'n boekmerk en 'n skildery en 'n klerestuk ensovoorts. Jy sit 'n vers daarop en hy verkoop vir duisende rande. Mense gebruik die evangelie, hulle dryf handel met die evangelie. Nie net om dinge te verkoop nie, maar ook natuurlik in die Christelike kerk waar hierdie 10de saak gepreek word. Jy gee, dit is nog erger, dis soos 'n dubbelhuis. Jy moet jou geld gee, dan gaan God jou vergoed. Maar jy kry nooit daai vergoeding wat gepreek word nie, want jy dra by tot die prediker se vergoeding, want hy preek net vir sy eie sak en sy eie buik. Nou sê die Here, al die bloed gaan van julle, van die Jode afgeëis word. En ek wil net ter afsluiting 'n laaste vers lees in Openbaring. Ek gaan net een vers lees, net om vir julle te wys dat dit wat die Here Jesus gesê het, kom in vervulling en het al in vervulling gekom en is besig om in vervulling te kom. Ons gaan lees Openbaring 17, of eintlik Openbaring 18, jammer. Openbaring 18. Ek gaan net die laaste vers lees, vers 24. En die bloed van die profete en heiliges is in haar gevind, en almal wat op die aarde gedood is. En Openbaring 18 gaan oor die hoervrou Babylon, die groot stad Babylon. So hierso daar die Here Jesus gesê, julle Jode, julle is die hoervrou Babylon. Julle die geldstelsel, die monetêre stelsel begin gebruik, julle het julle godsdiens begin gebruik om geld te genereer en so dat die wêreld versprei en op die einde van die dag is die hele wêreld verstrik in geld en ons weet daar is nou verskeie geldmoondhede, daar's basies 3 in die wêreld, groot geldmoondhede, maar alles het begin by die Joodse geldstelsel. So hier sou die Here gesê, julle ongehoorsame Jode, julle Jode wat nie bekeer nie, en tot vandag is die Jood net agter geld aan en die Christelike Jood, hy wat besny is na die hart is verlei deur die vleeslike Joodse denke, want die Christelike Jood is begeerig na geld, begeerig na aardse dinge, en daar word boeke geskryf oor hoe ons moet geld maak volgens die Joodse stelsel. Maar die Here sê, jy is die hoervrou Babylon, al die bloed van hierdie aarde, as ons gaan inkoop in daai ding, gaan ons ook, word ons deel van die hoervrou Babylon. Hy sê in vers 4 van Openbaring 18,
my kinders kom onder uit, kom onder die denke uit, kom onder die manier uit, kom onder hierdie evangelie uit, kom onder hierdie leerstelling uit. En anders het jy gemeenskap aan die hoervrou Babylon wat almal op aarde vermoor deur middel van geld, en sy gebruik godsdiens om haar saak. Dis hoekom sy die verborgene is, want sy bly verborge agter godsdiens, want godsdiens dryf hierdie saak. So ek hoop jy kan dit so verstaan, ek glo dit is mooi duidelik, enige vrae is meer as welkom om my te kontak. Ek wil nie te veel aangaan hieroor nie, want ons het ons eindtyd reeks, wat ons mee Woensdag aand gaan begin, oor die eindtyd, dan gaan ek baie meer breedvoerig hieroor praat, en natuurlik in ons eindtydlesse het ek al die skrifte, bewyse, kruisverwysings ensovoorts, sodat jy dit mooi kan lees. Nou ek gaan afsluit met 'n lied, geen einde, dit kom ek uit Psalm 119 uit. Julle met 'n lieflike dag, môreoggend 6uur inskakel vir Musiekuur plus saam met my hier op Facebook radiostasie, en asseblief met die Sondagoggend se bediening vergeet nie, ons gaan die kinderbediening die Sondag apart uitsaai, die grootmensbediening apart uitsaai, en dan ons jeug 6uur die aand. Dit is solank ons skedule, as daar nie iets anders te voorval nie. Mag julle geseënd wees, ek sluit af, geen einde aan die woord van die Here nie. Geen einde aan uw woord, dit staan vast. Geen lewe verlos, standvastig vir ewig. Uw trouw is van geslag tot geslag, die aarde gevestig, dit bly staan, volgens uw bevel. Geen einde aan uw woord, dit staan vast, geen lewe verlos, in eeuwigheid, uw bevelen nooit vergeet. Levend het het mij gemaakt. Geen einde aan uw woord, het staat vast. Geen leven verlos. Verlustig mij in uw woord, in gebrek niet gesterkt. Geen